Dis die reaksie, sê die woord van die Here, van die wat nie gered word nie. Wat is hulle reaksie? Hulle gaan klop. Hulle gaan sê, Here, maar U moet my ken. Here, U was op ons strate. Here, ons het vir ons geleer. Here, ons het saam geëet. Here, ons was saam, ons het die wonderwerke gesien. Here, ons het gehoor, ons het gelees, ons het die Bybel gehad, ons het gehoor. Gaan weg van my. Ek ken jou nie. In Johannes 17 vers 3 sê die woord van die Here vir ons. En dit is die ewige lewe, dat hulle my ken. As iemand hier ooit vra, wat is die definisie van die ewige lewe, dan quoteer hierdie vers. Dat hulle my ken. Dis die ewige lewe. Vriende, ek wil vir u vanmôre vra, ken u vir Jesus? Want u sien, die wat gered word is min, sê die Here Jesus. En is net hulle wat hom ken, dis net diegene wat hom leer ken het, as hulle verlosser en saligmaker, wat sal ingaan na die bruilofsaal. En hiermee sluit ek af, jy kan vandag gered word. Is die wat gered word, my vriende, jy kan vandag gered word, sê die Bybel. Daar's soveel wonderlike verse. Hebreërs hoofstuk 3 vers 7, ek behoort om te ken, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. En dan verwys hy na die Israeliete en die volk van God in die woestyn, toe hulle harte verhard het, toe God met hulle gepraat het, deur die wonderwerke, deur Moses, deur die kos wat hy hulle gegee het, deur die water, deur hulle te beskerm. God sê, moenie soos hulle wees nie, moenie jou hart verhard nie. Weet jy wat, vriende, ek glo, dis een van die groot redes waarom mense nie gered word nie. Dis harde harte. Ons is hard. Ek het my eie gedagtes, my eie opinies. En ek gee nie om wat ma en pa dink nie, ek gee nie om wat die dominee sê nie, ek gee nie om wat die kerk sê nie, en ek gee nie om wat God sê nie, want dit is ook eintlik wat jy sê. Ek gee nie om wat God sê nie, my hart is hard. Die Bybel sê, die saaier het uitgegaan om te saai, en die saad, waar die sap van die saad geval? Op die paadjie, wat hard was. En wat het gebeur? Die voëls van die hemel het gekom en het opgepik. Jy sien, vriende, op 'n harde hart kan saad nie ontkiem nie. Harde grond kan saad nie ontkiem nie. En as jou hart vanmôre hard is, as jy al blink gepreek is, ek is jammer jy is blink gepreek. Ek hoop nie ek het bygedra daartoe nie. Maar as jou hart vanmôre hard is, gaan God vir jou sê, gaan weg van my. Ek ken jou nie. Mag God vanmôre jou hart kom sag maak. Mag die Heilige Gees vanmôre jou in jou hart kom oortuig van jou egte toestand voor God. En as daar 'n valse fundament is waarop jy bou, en jy dink, maar ek het daar die tyd dalk, het ek daar iets in my lewe gebeur, of het ek dalk die Here aangeneem, en ek beskou myself as kind van God. Vriende, gaan maak net seker, dit kan nie skade doen. Dit kan nie skade doen om net seker te maak vanmôre of jou lewe met God reg is nie. Weet jy? Ken jy sy stem? Ken jy hom? In Jesaja hoofstuk 1 vers 18 sê die Bybel, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Vriende, jy kan vanmôre gered word. Jy kan. Nou is die tyd. Nou. Nie môre nie. Nie oormôre nie. As jou lewe en hart met die Here nie reg is, wil jy nie vanmôre eerlik word met jouself en met God nie. En vir hom sê, Here, hier is ek. Dis ek. Die wat gered word, Here, is min, en ek is nie onder daai min nie. Ek is onder daai baie wat op die wye pad is en deur die wye poort sal gaan. Op die breë pad en hierdie wye poort op pad na 'n ewigheid sonder God. Here, ek is deel van daardie lot. Ek wil deel van die min word. Here, ek hoor u stem. En ja, dit is moeilik en hard om eerlik te wees. En dit gaan vir my kos om vanmôre voor God te buig en te sê, Here, hier is ek, red my uit genade. Maar vanmôre doen ek dit, vanmôre wil ek my lewe vir God kom gee. Jy kan nou gered word.
daar in die sitplek, kan jy vir die Here sê, Here, hier is ek, verlore, op pad na 'n ewigheid sonder God. Here, ek loop met 'n valse godsdiens, ek loop met 'n mombakkie op. Here, ek weet hier diep binne in my hart, weet ek, want die Heilige Gees praat my, ek weet my lewe is nie reg nie. Ek wil dit vanmôre regmaak. Die eerste stap vir redding, om gered te word, is erkenning. Erkenning dat jy verlore is, erkenning dat jy God nodig het. Die tweede stap is om jou lewe vir God te kom gee en te sê, Here, ek breek met alles wat verkeerd is in my lewe. Ek breek daarmee, ons noem dit bekering. Ek breek daarmee. Here, ek is bereid om 'n 180 grade omkeer te maak, ek breek daarmee. Derde stap, om jouself vir die Here te gee, Here, hier is ek. Reinig my deur u kosbare bloed. Vierde stap, jy nooi die Here in jou hart en Here, kom neem besit van my lewe deur u Gees. Nadat u dit gereinig het, Here, kom woon daarin. Die vyfde stap, dit geskied deur geloof. Met ander woorde, Here, ek vertrou u. Ek sien dit nie, ek sien u nie, maar ek vertrou u. Geloof is om weg te kyk van myself, van my situasie, en die oë te kyk vestig op Jesus. Here, deur die geloof, aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kind van God genoem te word, en hulle wat in sy naam glo. Geloof. Geloof, sê ons, is die sleutel wat die deur van die hemel vir ons oopsluit. Sluit daar die deur op, Here, in geloof. Dankie dat u inkom. My u kind maak. Die sesde stap, nou leef ek vir hom. Ek leef vir hom, vriende, en dis die uitdaging. As kind van die Here vanmôre is dit jou uitdaging, liewe kind van die Here, om vir Christus te leef, om vir God te leef. Dis jou uitdaging. Dat die wêreld dit kan sien. My vrou dit kan sien, my man dit kan sien, my kinders dit kan sien. My werkskollegas dit kan sien. Hulle moet weet. Hier is 'n man en vrou wat Jesus liefhet. Wat gaan jy doen met God se woord? Here, is die wat gered word min? Ek vertrou dat u deel gaan wees van die min. Want hulle is min. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanmôre die geleentheid gehad het om daarna te kon luister. En Here, u Heilige Gees sal nou self die naprediker van u woord wees. Here, u gaan, Heilige Gees, elke hart oortuig in hierdie moment. En daar moet 'n keuse gemaak word. Hulle moet kies. Hulle moet kies. En Here, ek wil vertrou dat dit vrugbare grond sal wees vanmôre. Nie 'n harde hart nie, nie 'n koue hart nie, nie 'n rotsagtige hart nie, maar 'n sagte hart. Here, hier is ek. Dis ek, Here. Ek wil deel wees van daai min. Here, ek wil nie eendag by die deur kom en klop en dan sê vir my, gaan weg, want ek ken jou nie. Here, ek wil deel wees van daardie wat ingaan, gereed as die Seun van God kom om in te gaan. Dankie vir u woord, Here. Dankie vir u Gees. Dankie dat u met ons werk en praat. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af. Vriende, u het die woord gehoor. U kan self by die huis met die Here gaan praat. Daar agter is traktaatjies, vat vir 'n traktaatjie. As u nie weet hoe om u lewe met die Here reg te maak nie, ek is bereid en ek is gewillig om na u huis toe te kom, saam met u te bid, u te help, u te begelei op hierdie wonderlike pad, om u na die Here, by die Here uit te bring, dat u u lewe met die Here sal regmaak. Maats, jong maat, as jy nie weet nie, gaan vra vir jou mamma, gaan vra vir pappa. As hulle nie weet nie, vra vir die mense wat vir julle klas gee, julle kinderbediening leiers, julle geestelike leiers, vra hulle. Julle kan dan met my kom gesels. Ons wil jou help. Moenie eendag voor die deur kom en dat die Here vir jou sê, ek ken jou nie. Moenie laat dit gebeur nie. Kom ons sluit af. Kom tot die Heer met al u verdriet. Kom nou na hom wat redding u bied. Vriende, God bied u vanmôre redding. Hy het sy bloed vir jou vergiet
hoor na sy roepstem kom. Net daar die eerste vers, ten slotte saam asseblief. Ontvang die seën van die Here, gaan met sy vrede huis toe, gaan maak vrede met die Here. As jy nie vrede het nie, ons wil jy ook nooi, kom drink 'n koppie tee saam met ons. Ons het so 'n rukkie wat ons met mekaar kan kuier, ek sal daar wees. Jy kan met my daar gesels, of ons kan uitstap en gesels, kom groet die vriende, kom ons groet mekaar, ons drink 'n koppie tee, voordat die huiswaarts keer. Gaan huis toe met God se vrede in u hart. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.